Goeienaand almal. Dit is 'n voorreg om weer so saam met julle te wees. En vanaand so 'n bietjie uit die kerk uit, sodat julle kan sien dat dit nog goed gaan hier binne, dat die kerkgebou nog staan en dat ons werklik hoop om so gou as moontlik weer by mekaar te wees. Ons gaan vanaand saam lees uit die woord van die Here, Lukas 6 vanaf vers 43 tot 49. Maar dit is nie 'n goeie boom wat slegte vrugte dra nie, en ook nie 'n slegte boom wat goeie vrugte dra nie. Want elke boom word geken aan sy eie vrugte. Van dorings pluk 'n mens tog nie vye nie, en 'n mens sny ook nie druiwe van 'n doringbos nie. Die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart tevoorskyn wat goed is, en die slegte mens bring uit die slegte skat van sy hart tevoorskyn wat sleg is. Want uit die oorvloed van die hart spreek die mond. En wat noem julle my Here, Here, en doen nie wat ek sê nie? Elkeen wat na my toe kom en na my woorde luister en dit doen, ek sal julle wys soos wie hy is. Hy is soos 'n man wat 'n huis bou, wat gegrawe en diep ingegaan het en die fondament op die rots gelê het. En toe die vloedwater kom en die stroom teen daardie huis losbreek, kon hy dit nie beweeg nie, omdat sy fondament op die rots was. Maar wie dit hoor en nie doen nie, is soos 'n man wat 'n huis sonder fondament op die grond bou. En die stroom het daarteen losgebreek en het dadelik geval, en die instorting van daardie huis was groot. Net die kamera so 'n bietjie verstel. Nou geliefdes, ons ken almal 'n ja-broer. 'n Ja-broer is iemand wat jou gretig sal paai met 'n ja, maar geen bedoeling, geen intensie het om sy belofte gestand te doen nie. Dis iemand wat baie vinnig sal sê, ek kom terug na jou toe, maar dan hoor jy nooit van hulle nie. Ons ken elkeen so iemand, ons kan waarskynlik ook so 'n voorbeeld opnoem. Dis soos byvoorbeeld die loodgieter, wat net nooit opdaag om daardie stikkende wasmasjien reg te maak nie. Dit is die persoon wat net nooit terugbel met die kwotasie wat jy aangevra het nie. Ons weet selfs in die Bybel was daar 'n ja-broer, wat vir sy pa gesê het dat hy in die wingerd sal gaan werk, maar dan uiteindelik nooit dit gedoen het nie. En daarom kry ons ook so iets soos 'n geestelike ja-broer. Dit is iemand wat voorgee om iets te wees wat hy nie is nie. Dit is iemand wat moeite doen om voor te kom as 'n gelowige, iemand wat presies weet wat om te sê en wanneer dit gesê moet word, maar wat die ware persoonlike aard van die geloof nie werklik ken nie. En in hierdie gedeelte weet ons Here Jesus is besig om die bergrede te gee. Dit het ook bekend begin staan as die grondwet van die koninkryk. En daarin sien ons wie die koninkryksburgers is, hoe God hulle regverdig maak en hoe die grondwet van die koninkryk, God se geregtigheid met ander woorde, in ons lewens hande en voete moet kry. Ons hoor nie net nie, maar ons doen ook, of dis ten minste hoekom Jesus hierdie preek lewer. En Jesus benadruk hierdie gedagte van hoor en doen met 'n baie bekende gelykenis, die gelykenis van twee bouers. En hy sê, julle moet gesonde vrugte dra, julle geloof moet sigbaar word uit julle dade. En dan gee hy 'n baie belangrike waarskuwing. Die goeie mens, hy bring goeie vrugte uit sy hart na vore. Die slegte mens aan die ander kant bring alles wat sleg is na vore. En dan daardie bekende spreuk, waar die hart van vol is, loop die mond van oor. En Jesus maak dit duidelik. Jy kan nie 'n gebrekkige geloof probeer wegsteek nie. Want dit wat in jou hart is, word uiteindelik die dinge waaroor jy praat, en uiteindelik die dinge wat jy doen. En niemand kan die Here flous nie. Tog keer dit baie mense nie om dit tog te probeer doen nie. Hy sê in vers 46, wat noem julle my Here, Here, en julle doen nie wat ek sê nie. Die woordjie wat in daardie oorspronklike taal vernoem gebruik word, bring 'n baie belangrike gedagte aan die lig. Wanneer ons sê Here, wanneer ons hom aanroep as ons Here, is dit nie net 'n naam wat ons sê nie. Dit is nie sommer maar net 'n titel sonder betekenis nie. Dit is nie sommer net 'n verwysing na iemand nie. As ons hom Here noem, dan beteken dit dat hy werklik die Here is. Met ander woorde, wanneer ons sê Here, Here, wanneer ons hom aanroep en sy naam gebruik, dan is dit eintlik 'n belydenis van wie Jesus Christus is. Vraag en antwoord 34 van die Heidelbergse Katekismus is belangrik as ons hieroor dink. Waarom noem jy hom ons Here? En die antwoord, want hy het
ons na liggaam en siel van die sondes en uit alle heerskappy van die duiwel, nie met goud of silwer nie, maar met sy kosbare bloed tot sy eiendom verlos en vrygekoop. Om Jesus met ander woorde die Here te noem, is 'n baie gewigtige saak. Dis eintlik 'n belydenis. Ons kan dit amper so verstaan. Waarom bely julle my naam, maar julle luister nie na my en doen wat ek sê nie? En nou daar die belangrike vraag, wat beteken Here? Die woord Here is 'n vertaling van die Griekse woord kurios. Dit was destyds die titel vir die eienaar van slawe en dit beteken meester, besitter of eienaar. Die woord Here kan ook vertaal word met die woord koning. Trouwens, die keiser het in die destydse wêreld die term of die titel Kyrios gedra. En daarom is dit 'n baie eenvoudige boodskap om te verstaan. As jy Jesus die Here noem, bely jy daarmee dat jy aan hom behoort. As jy die naam Here oor jou lippe neem, beloof jy om jou lewe in te rig soos wat hy dit wil. As jy sê Here, Here, dan sê jy daarmee dat jy glo dat hy die ewige, enige, 'n ware God is, wat jou aanbidding waardig is. Ja, van die mense met wie Jesus op daardie stadium gepraat het, het gedink dat gebrekkige diensbaarheid weggesteek kan word deur geestelike ja-broers te wees. En dan vergelyk ons hierdie gedeelte met dit wat in Matteus, dieselfde gedeelte wat in Matteus staan, dan het hierdie ja-broers allerhande bewyse van hulle eerbied vir Jesus probeer lewer. Hulle sê, het ons nie in u naam duiwels uitgedryf nie. Hulle sê, het ons nie in u naam baie kragte gedoen nie. En tot hulle groot verbasing kry hulle nie die goedkeuring wat hulle soek nie. Jesus verdoem hulle. Hy sê, gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Al wat hierdie onwaardige diensknegte gedoen het, is om Jesus se naam as 'n tipe towerformule te gebruik, sonder om te besef wat dit beteken om sy naam te bely. Want dit is een ding om met die mond te sê dat hy die Here is, dit is 'n gans ander ding om te doen wat hy sê. En dit is die punt wat Jesus hier kristalhelder maak. Die lewe van iemand wat sy naam bely, dit lyk heeltemal anders as die lewe van iemand wat tot die buitenste duisternis verdoem is. Die lewe van iemand wat Jesus se naam bely, is 'n lewe van oorgawe. Is 'n lewe van dankbaarheid en 'n lewe van diens. Jesus sê, as jy nie doen wat ek vir jou sê nie, as jy nie in oorgawe aan my lewe nie, is jy eintlik dom. So dom soos 'n man wat sy huis op sand bou. Sodra daar vloedwaters is wat daardie huis gaan kom bedreig, dan stort daardie huis in mekaar. Dit kan nie standhou teen beproewings nie. Dit het nie die regte fondament nie. Dit is in wese eintlik niks werd nie. En daarom, wonderlik as ons na ons eie lewens kan kyk in die lig van dit wat Jesus vir ons sê. Ja, ons weet baie goed om Here, Here te sê. Maar dit help net mooi niks as dit nie oorgaan tot aksie nie. Om Jesus se naam te bely is om te erken dat Jesus ons vrygekoop het van die sonde. Dat hy ons, in die woorde van die katekismus, vrygekoop het van die heerskappy van die duiwel, en dit nie met goud of silwer nie, maar met sy kosbare bloed. Maar, baie belangrik om te besef, Jesus het ons nie net vrygekoop van iets nie, maar ook tot iets. Hy het ons tot iets anders vrygekoop. Hy het ons tot sy eiendom vrygekoop. Ons behoort aan die Here. Ons is sy eiendom. En as sy eiendom is ons vrygekoop om nie te rus totdat elke persoon in hierdie wêreld die blye boodskap gehoor het nie. En kom ons toets dit dan uit die woord uit hoe getrou ons aan hierdie opdrag van die Here is. Begin by die begin. Hoe aktief verorber ek die woord van die Here? Of lê die Bybel dalk ergens in 'n laai en stof vergader? Weet ek wat aangaan in die lewe van die wat die Here oor my pad stuur, met die mense wat ek daagliks mee kontak het? Of wag ek vir iemand anders, dalk selfs 'n amptenaar om my dienswerk te doen? Gebruik ek my Godgegewe gawes en talente daar waar hy my geplant het? Of soek ek verskonings? Is ek 'n ja-broer? Laat ons pas op om nie ja-broers te wees nie. Mense wat sê ons bely die Here,
maar daar is nie werklik 'n deurleefde belydenis nie. Mag die Here ons so opwerk, ywerig tot sy diens. En as ons dan op die rots bou, soos daar die slim man in die gelykenis, dan het ons die wonderlike versekering, die poorte van die hel sal ons nooit as te nimmer vernietig nie. Kom ons bid saam. Ons Vader, wat in die hemele is, ons dankie vir nog 'n dag uit die hand uit. Here, ons beleef in hierdie tyd waar ons ingeperk is, waar ons afgesonder is, afstand van ons broers en susters in die geloof, en dit tap ons kragte, dit maak ons soms moedeloos, Here. Ons voel soms dat ons nie werklik langer kan aangaan nie, en tog, Here, elke dag is die môre nuut. Elke dag is U woord vir ons so kosbaar, want dit beur ons op. Dit wys vir ons dat U alles gedoen het, dat U ons reeds verlos het, en dat nie hierdie siekte nie 'n enkele ding in hierdie wêreld ons uit die hand uit kan ruk nie. Gee daarom vir ons die genade wat ons nodig het om eindtyd te volhard, Here, dat ons moed nie verslap nie, dat ons verby hierdie tydelike struikelblok kan kyk, en kan kyk na dit wat hierna kom, en dat ons kan planne beraam om aktief in U diens te wees, dat ons kan uitsien om weer by mekaar uit te kom, Here. Ons vra dat U in die besonder sal wees met hulle wat siek is, wat swak is, wat onder groot beproewinge gaan, waarvoor ons dalk nie eers bewus is nie, maar dalk selfs groter is as hierdie virus. Ja, Here, wees met hulle en vertroos hulle deur U genade. Ons vra dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons is môre, kan julle dit al glo, by donderdag, die 16 April, die dag waarop die Grendelstaat beëindig sou word, en ons weet dit het nou 'n bietjie langer aangegaan. En so kan ons vir nog 2 weke nie kerk toe kom nie, maar die dinge gaan aan. Ons sal aanhou met hierdie oordenkings, en dit is my bede, dit is ook my gesin se bede, dat hierdie op 'n manier die afstand tussen ons oorbrug. Ons is kliphard aan die werk met die laerskoolkatekisasie. Ons sal met die belydennisklas werk, sodra ek bietjie meer inligting het, en ons wil in hierdie tyd ook in die besondere dink aan ons matrikulante. Ons besef nie altyd nie, maar ons matrikulante is die wat dalk die ergste deur hierdie inperking geraak word. Jou matriekjaar is 'n baie spesiale jaar, en in 'n sekere sin word julle nou daarvan ontneem. Maar tog ook, wanneer die skole begin, dan gaan dit soveel lekkerder wees. En vir almal wat in hierdie tyd iets moes afstaan, iets dalk soos 'n troue of 'n belangrike verjaarsdag, ons is met julle in gebed, en ons dink aan julle. Ons wil ook net sê dat Ina Moelman se broer het 'n operasie ondergaan, hulle het sy voet bo sy enkel geamputeer. Dit is wat vanoggend gebeur het, en ons dink in die besonder aan hulle, aan die hele familie, en ons weet dit het goed gegaan, en ons is ook die Here baie dankbaar daarvoor. Mag julle 'n wonderlike aand hê, en dan maak ons môre aand weer so. Totsiens.